God saai die saad van die evangelie deur die hele wêreld. As ons die nuus sien dat die Pasga in die Midde-Ooste gehou is, besef ons. Vader en moeder het al hierdie werk gedoen. Wat gebeur oral waar die water van die lewe vloei? Daar is geskrywe dat alle lewende dinge kom om te lewe en hulle word geheilig. Esegiel hoofstuk 47 vers 9. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat kriel, oral waar die stroom kom, sal hulle, wat sal gebeur, leef. Sekerlik, as dit vloei, sal hulle lewe. As hulle dit ontvang, kan hulle gered word. Almal, is daar enige waarheid in hierdie wêreld soos die van die kerk van God? Nee, daar is nie. Daarom is daar geen waarheid wat in staat is om die wêreld te red nie, behalwe ons eie, en God, wat die wêreld sal red, bestaan slegs in ons Sion. Daar is geskrywe dat God in Sion woon. God het gesê, daar sal allerhande lewende wesens wees wat kriel, oral waar die stroom kom, sal hulle leef, en daar sal groot hoeveelhede vis wees. God het ons vergelyk met vissers van mense. Wat gebeur met die talle visse as gevolg van die water van die lewe? Hulle kom almal lewe. Dit alles ontvou net soos geprofeteer is. Die begin lyk nederig, so voorspoedig sal sy toekoms wees. Aanvanklik het die water die enkels bereik, maar nadat dit 1000 el gemeet het, het dit tot op die knieë gestyg, nog 1000 el gemeet en tot by die heupe gekom. En toe dit nog 1000 gemeet het, het dit 'n rivier geword wat nie oorgesteek kon word nie. Met sulke diepte word dit nou oor die hele wêreld versprei. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat kriel, oral waar die stroom kom. Sal hulle, wat sal met hulle gebeur in vers 9 leef, en daar sal groot hoeveelhede vis wees. Want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal, wat leef waar die stroom kom. Alles sal leef waar die stroom kom. As die profesie so geskryf is, almal moet ons in hierdie profesie glo of nie. Nadat Jesus opgestaan het, het hy aan 2 disippels op pad na Emmaus verskyn, en hulle kon hom nie herken nie. Toe Jesus hulle met neerslagtige gesigte sien, vra Jesus, waarom is jy hartseer? Hulle het gesê, is u die enigste een wat in Jerusalem woon wat nie weet wat van Jesus gebeur het nie? Ons het gehoop dat hy die een is wat Israel gaan verlos. Daar benewens het sommige onder ons na die graf gegaan en 'n visioen van engele gesien wat gesê het dat hy lewe. Ons kan dit nie glo nie. Jesus het gesê, o, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Waarom glo julle nie die woorde van God nie? Toe hy so 'n besef aan die 2 disippels op pad na Emmaus gegee het, was dit nie deur die breek van die brood dat hulle oë oopgegaan het, en hulle hom as Jesus kon herken nie. Wat in die Bybel geskryf staan, sal vervul word. Hier is dit aangeteken. Alles sal leef waar die stroom kom. Alles beteken niks word uitgelaat nie, alles kry lewe. Ons moet hulle almal red, reg? Kom ons kyk na vers 10. Daar sal vissers langs die see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Daar sal droogmaakplekke vir sleepnette wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy moerasse en kuile sal egter nie vars word nie, vir soute ontginning is dit bestem. Onder hulle, maak nie saak hoeveel ons preek nie, die bose geeste wat van die begin af aan die kant van Satan was en uit die hemel neergewerp is, sal nie gered word nie, of hoe? Vers 12. Aan weerskante van die stroom, op sy walle, sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water. Waar vloei dit vandaan? Die heiligdom. Met ander woorde, wie verteenwoordig die tempel? In Johannes hoofstuk 2 staan geskryf dat Jesus self gesê het dat die tempel sy liggaam is. Boonop beskryf Hebreërs hoofstuk 10 dat Jesus self as die gordyn van die heiligdom gedien het. Hierdie dinge is in die Bybel geskryf. Dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei.
Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot waarvoor genesing. Dit is 'n medisinale bestanddeel wat die dood genees. Dit word die medisyne wat die ewige lewe gee.